Goeiemôre vriende. Baie welkom vanmôre by die diens. Kom ons raak stil, raak ons bewus van die Here se teenwoordigheid. Ek slaan my oop na die berge. Waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Hy kan jou voete nie laat wankel nie. Jou bewaarder kan nie slymer nie. Kyk, die bewaarder van Israel slymer of slaap nie. Die Here is jou bewaarder, die Here is jou skaduwee aan jou regterhand. Die son sal jou bedags nie steek nie en die maan ook nie by die nag nie. Die son sal jou bedags nie steek nie, die maan ook nie by die nag nie. Die Here sal jou bewaar vir elke onheil. Jou siel sal hy bewaar. Die Here sal jou uitgang en jou ingang bewaar van nou af tot in alle ewigheid. Amen. Terwyl ons so sit, kom ons sing die pragtige gedeelte saam. Die Heiland is gebore, vers 1, 2 en 3, so sit in 'n saam. Vriende, kom ons groet mekaar in die naam van die drie-enige God, om sy teenwoordigheid te bevestig. Genade en vrede vir julle van God ons Vader, en Jesus Christus, en die kragtevolle werking van die Heilige Gees. Amen. As 'n antwoord op die Here se teenwoordigheid, kom ons staan en sing ons hierdie loflied saam. Kom alle getroues, so naby aan Kersfees, ons het so kort tydjie om Kersliedere te sing. Dit is altyd lekker die tyd al te begin daarmee. Vers 1 en 2, so saam met die orgel. Kom alle getroues, staan ons en sing ons saam vers 1 en 2.
Ek lees vir julle die opsomming van die wet uit Lukas 10. En kyk, 'n sekere wetskenner het opgestaan om Jesus te toets en om te vra: Meester, wat moet ek doen om die ewige lewe te erf? Jesus sê toe vir hom: Wat staan in die wet geskryf? Wat lees jy daar? Hy het geantwoord: Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart, met jou hele siel, met al jou krag, met jou hele verstand en jou naaste soos jouself. Jy het reg geantwoord, het Jesus vir hom gesê. Doen dit en jy sal lewe. Ons gaan staan, dan gaan ons hierdie pragtige lied sing met die video. Ek weet verseker, in Jesus Christus kan ons dit gaan regkry. En dan ook sê ons die geloofsbelijdenis na die lied op. Kom ons staan en sing ons hierdie pragtige lied asseblief saam. Die geloofsbelijdenis asseblief, jy kan staan. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde. En in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo in 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges,
die vergifnis van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Dankie, jy kan die sitplek inneem. Ons gaan vanmiddag is die preek uit Maleagi. Ons gaan net so uit Maleagi 3 vers 13, die laaste boek in die Ou Testament, so net voordat dit oorgaan na die Nuwe Testament toe. Maar ons gaan eers die oë sluit voordat ons gaan lees. Kom ons sluit die oë. Ons almagtige Vader, Here onsse God, maak my gewillig om te neem wat U my alles wil gee vanmôre uit hierdie heilige woord. Here, om te luister na wat U ons wil leer, om te aanvaar wat U op my wil hê vanmôre, om ons te vorm, om te wees wat U van ons verlang, om te gaan doen wat U vir ons beveel. Ons die diensknegte kom kniel in biddende afhanklikheid. En al wat ons kan vra, Here, spreek. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Was hy. Die tema vanmôre is God het 'n afspraak met alle mense. Is die tema vanmôre. Vermaning om getrou te bly, daar 13 vers 13. Julle laat harde woorde oor my val, sê die Here. En dan vra julle, wat het ons vir mekaar oor u gesê? Julle het gesê, dis heeltemal nutteloos om God te dien. En wat baat dit ons as ons nie die verpligtinge teenoor hom nakom en in rouklere loop voor die Here? Jesus oor alle magte. Daarom noem ons nou die verwaande mense gelukkig, want die kwaaddoeners beleef nie net voorspoed nie, maar hulle daag God uit en kom nog daarmee weg ook. Daarop het die wat vir die Here ontzag het, met mekaar geredeneer. Die Here het goed geluister en dit gehoor. Dis toe in sy teenwoordigheid in die gedenkboek opgeteken, tot voordeel van diegene wat ontzag vir die Here en respek vir sy naam het. Hulle sal aan my boot, sê die Here, Jesus oor alle magte. Hulle sal my persoonlike eiendom wees op die dag wat ek voorberei. Ek sal deernis met hulle hê, soos 'n man deernis het met sy seun wat vir hom werk. Dan sal julle weer die verskil sien tussen regverdiges en wetteloses, tussen wie God dien en wie hom nie dien nie. Want kyk, die dag gaan kom, dit gaan brand soos 'n oond. Dit sal al die verwaande mense en elke booswig kap wees. Die dag wat kom sal hulle verbrand, sê die Here, Jesus oor alle magte. Daar sal nie wortel of tak van hulle oorbly nie. Maar vir julle wat ontzag het vir my naam, sal die son van geregtigheid deurbreek met genesing in sy strale. Dan sal julle uitgaan en bokspring soos kalwes wat op stal was. En julle sal die goddelose vertrap. Ja, hulle sal onder die sole van julle voete wees op die dag wat ek voorberei, sê die Here, Jesus oor die almag. Onthou die wet van Moses, my dienskneg, wat ek hom by Horeb beveel het en wat vir die hele Israel geld. Die vaste voorskrifte en sy bepalings. Net tot sover. As ons sommer so praat oor 'n afspraak, 'n date. Nou as ek sommer so kan onthou die eerste keer wat ek 'n afspraak gehad het met my vrou. Daar was so in 1987 gewees, toe ons die eerste keer 'n day so by mekaar uitgekom het. Dit was nog daar by die RAI stadium by die Interhoor gewees en dit was daar by die Westdene, daar by die Dam gewees. En dis 'n mens soms gesien het, jy weet waar ons daarna die aand toe ons voorberei het vir hierdie afspraak, want hoe ek gegaan het en hoe jy gedink het wat alles gaan gebeur, hoe jy gestort het en want jy kan tog nie as jy vir 'n date voorberei die aand want ons het nou Milky Lane toe gaan daarna die aand. Maar as jy nou so voorberei, kan jy mos nou nie wil gestink of jy nou mooi gaan dat jy lekker kan ruik. So jy trek mooi aan jou beste klere dat jy 'n indruk kan maak op hierdie date wat jy nou gaan voortsit. Jy stort was, het lekker parfuum onder jou arms aan en al daai baie spuitgoed. Nou vandag het ek ook nou nie veel baat nie, maar daai tyd was dit ook maar nog net 'n haartjie en 'n haartjie daar, maar jy skeer maar die vlaf so af en dan sit jy jou pa se brood so aftershave aan.
Want jy sien uit, dit loop sommer so oor die binne in jou hart. Dan dink jy, wat gaan alles vanaand gebeur wanneer ons op hierdie afspraak gaan, hierdie date? In jou gedagtes maal dit oor, want jy sien, in daai tyd toe ons ontmoet het, was toe Top Gun uitgekom het, You Take My Breath Away, so onder die Top Gun hoedjie, het ons so handjie vashou daar by die intohoor waar die onderwysers nou nie kon sien nie. En dan dink jy, gaan hierdie handjie vashou nou voortgaan op hierdie date. Nooit kon dink dat sy sou altyd die beste, mooiste vrou in my lewe wees vir die res van my lewe nie. En dan hierdie verwagting wat so in jou borrel. Jy wil sommer die hele wêreld vertel, vir almal wat oor jou pad kom. Mense kan sien, hierso is iets besig om binne in jou te gebeur, daar's 'n vreugde binne in jou, wanneer jy hierdie afwagting het, wat jy besig is om voor te berei. En dis hoekom, as ons so praat, God het elke afspraak met elke mens. Dan kan 'n mens sê, in vers 4, want kyk, die dag gaan kom. Natuurlik gaan julle vir my sê, maar elke dag in Jesus Christus, word ons wakker met hierdie verwagting. Iewers in my dag moet ek myself voorberei, net soos wat ek in daai stort gestaan het, en my tande geborsel het, en mooi aangetrek het, berei ons onsself voor vir hierdie, waar die Here oor ons pad gaan kom vandag. Ons wil onsself inrig vir daarvoor, en laat ons oë oop kan wees, ons ore oop kan wees, sodat ons daai moment in my dag, elke dag, kan ervaar. Julle het vanmôre opgestaan, julle kon gekies het ook in hierdie lekker reën om in te lê en alles, maar julle het opgestaan, om 'n ontmoeting met God te hê, 'n afspraak met God, vandag hierso. Ons trek aan, en jy het hierdie verwagting, wat gaan daar gebeur, in ons ontmoeting met God. En dan gaan dit verder ook, waar hierdie gedeelte sê, maar daar's 'n afspraak vir elke mens in die toekoms, wat maak om te vra, hoe lyk my geloof? Daardie verwagting, hoe reflekteer dit in jou gedrag? Borrel dit hier binne in jou, loop dit oor, dat jy vir ander mense kan vertel, kan hulle dit sien, dat jy die verwagting het, om met God jou paaie te kruis, elke dag, Sondag in jou lewe, en een dag, waar jy weet, daai dag van die Here gaan een dag kom, en dis waar ons vandag gaan gesels. Nou hierdie gedeelte van Malagi, as 'n mens gaan kyk, die ontstaansgeskiedenis waarin dit plaasvind, vind plaas in die Persiese tyd. Die volk van God is terug uit die ballingskap, ons praat so baie oor die ballingskap, maar hulle is nou terug in en om Jerusalem, en hulle het hulle self weer kom vestig. Daar's niks groots goed wat nou gebeur daar nie, jou gewone, alledaagse goed wat daar plaasvind. Ons lees daarso van huweliksontrou, groot sosiale probleme, waar mense nie mooi na mekaar kyk nie, hulle versorg nie mekaar nie. Ons lees ook maar van pla op die lande, selfe goed wat vandag gebeur. Maar daar's ander goedes. Niks gaan goed eintlik nie. Hulle is maar net so average. Dinge is maar net so middelmatig. Selfs in hulle godsdiens, ons sien dat selfs die priesters doen maar hulle werk net middelmatig. En dit ontstaan 'n groot geloofskrisis in hulle bestaan. So erg dat hulle skryf hierso, lees in Malagi 13 vers 13, waar die Here vir hulle sê, julle laat harde woorde oor my val, sê die Here. En dan sê hulle, maar wat het ons gesê? Dan sê hy, dis heeltemal nutteloos om God te dien. En wat baat dit ons as ons die verpligtinge teenoor hom nakom en in rouklere loop voor die Here, heerser oor die Almagtige. Daarom noem ons nou die verwaande mense gelukkig, want die kwaaddoeners beleef nie net voorspoed nie, maar hulle daag God uit en kom nog daarmee weg ook. As ons sommer hierdie gedeelte lees, dan kon ons uit vandag se wêreld amper sê, maar hulle jokkie regtig nie, want ons ervaar iets daarvan in vandag se wêreld ook. As ons sien hoe mense wat nie God aanbid nie, eintlik wegkom met, so te sê, letterlik moord, toe hulle wegkom met, om mense se geld te steel, en dan wonder 'n mens, maar hoe is dit moontlik? Hoe kan hulle met hierdie dinge in vandag se tyd gebeur? So het hulle hierdie vraag ook begin vra in daardie tyd. Maar hy sê, julle laat harde woorde oor my val, wanneer julle uitsprake maak. Want eintlik sê hulle, bevraagteken hulle God se goedheid. Hoor hoe mooi sê hulle daar. Wat baat dit ons? Hulle het gesê, dis heeltemal nutteloos om God te dien, en wat baat dit ons, as ons die verpligtinge teenoor hom nakom? Hulle is besig om 'n godsdienst te beoefen, waar alles gaan oor hulle. Ek sal God aanbid, solank ek iets daaruit kan kry.
het ons nie groot geword om te sê, ons leef en sê alle eer en alle heerlikheid moet altyd God toekom nie. Dit gaan nie oor jy wat die sentrum is van jou hele bestaan nie, maar jy leef vanuit God se genade, deur God se genade, tot eer van God. Hier kom hierdie mense, en hulle gee nie meer om nie, hulle sê, maar hierdie God, dra nie meer by tot my alledaagse bestaan nie, so wat baat dit my om hierdie God te kom aanbid? En sonder dit besef, bevraagteken hulle sy goedheid. Gaan verder, hulle bevraagteken eintlik sy karakter, sy loyaliteit, sy versorging. Hulle sê, weet jy wat, en ons doen dit vandag ook, kyk my maatjies, hulle kom nie kerk toe nie, hulle gaan nie sonnaarskool toe, hulle lees nie Bybel nie, hulle bid nie, en eintlik gaan dit met hulle baie beter. Ons praat van 'n loyale God, 'n God wat ons herder is, God wat ons rots is en ons veilige bewaarder is. Maar hulle aanbid nie hierdie God nie. So hoekom het ons daai God nodig in ons bestaan? Hulle sê verder, hierdie God tree nie regverdig op nie. Almal wat kwaad doen, gaan goed, waar is God wat oordeel? Hulle sê God doen niks, God sien niks, God straf niks. Hulle sê eintlik God is afwesig. En dit maak dat hulle begin aanbid het. Hulle het nog die geloofsoefeninge begin doen, na die tempel toe gegaan en die goedes gedoen wat van hulle verwag word, maar hulle het dit met die verkeerde beweegrede in hulle harte begin doen. Hulle godsdiens het maar net middelmatig geword. Hulle het nie meer gedoen tot eer van God en besef wie God in hulle bestaan is nie. Hulle beweegrede was verkeerd. Hulle het hulle God se voorsienigheid begin wantrou. Ons sien daar dat hulle tiendes weerhou het, dat hulle nie meer gegee het wat God van hulle gevra het, sodat God se werke voortgesit kon word in die wêreld nie. Iemand vra nou eendag vir my, hoekom gee ons tiendes? Boonbehalwe dat ons God se werk daarmee in die koninkryk voortsit, doen ons dit om vir wel te sê, ons vertrou volkome op God. Ons weet God sal voorsien, God versorg, God is saam met ons lewensreise. En as ons dit nie doen, sê ons eintlik, weet jy wat, ek gaan oor my en my beskerm en ek sal self sien hoe gaan ek in die wêreld oorkom en my eie sekuriteit te bou. Ek het nie meer God nodig om my sekuriteite vir my daar te stel nie. En dis wat hierdie volk vir God gesê het. Hulle het hulle self as volgelinge van God sien, maar hulle lewens het daar nie daar gepraat nie. Hulle het gepraat oor hulle geloof, maar hulle het dit nie geleef, hulle geloof nie. Maar hierdie gedeelte kom wys vir ons, daar's ander mense ook. Lees hier in vers 16, en dis toe in sy teenwoordigheid in die gedenkboek opgeteken, tot voordeel van diegene wat ontzag vir die Here en respek vir sy naam gehad het. Daar was ander mense ook, en die mense was 'n klein groepie mense gewees. Maar ek wil eers ons moet kyk, wat is 'n gedenkboek? Nou as jy sommer so gaan kyk in kerke en in plekke wat jy kry, sal altyd 'n gedenkblad uitgebring word. Ons gemeente het ook 'n gedenkblad uitgebring, ek dink, toe ons 20 of 25 jaar oud geword, ek kan nie onthou nie, jy weet dit. Ek weet, Badse loop het 'n gedenkboek uitgebring, laas jaar het Dominee Willis 'n gedenkblad uitgebring. 'n Gedenkblad of gedenkboek is iets wat opgeskryf word, sodat ons altyd sal onthou, al die mense wat betrokke was, by die ontstaan van daardie plek, wat 'n impak gehad het in die groei en die bou en alles wat daar gebeur het. Ons wil nooit hê mense moet ooit hulle name vergeet nie, want hulle het regtig bygedra tot die ontstaan daarvan. Dan wil ons nooit vergeet al daai stories wat ons vertel, so wanneer ons saam kuier. Want oor 20, 30, 40, 50 jaar vanaf gaan niemand meer vir daai mense onthou wat die mooi grappies gemaak het en die goed wat gebeur het nie. Dan skryf ons al daai storieetjies in sulke gedenkblaaie op, sodat die toekoms, die jong mense dit kan onthou. Hier waar ek staan omtrent, is daar 'n tydskapsule, wat iewers in die toekoms oopgemaak gaan word, laat ons kinders van die toekoms kan onthou, wat het, ek weet nie hoeveel jaar terug gebeur nie, hy lê onder my voete. Ons het sulke goed vir ons jeug ook ingesit. En dit is wat die doel van 'n gedenkblad is, belangrike datums, belangrike gebeure. Ons sien in die Bybelse tyd was dit ook konings wat koninklike rekord gehou het, van troues en ook mense en belangrike goed wat gebeur het. Ons sien byvoorbeeld in Esther, sien ons daarso toe koning Ahasveros geskryf het, toe Mordegai sy lewe gespaar het, hoe dit in hierdie opgeskryf word. Daar staan God vat hierdie klein hoeveelheid mense, wat anders is as die ander mense, wat vir die regte redes om volg. God sien, God hoor, God onthou. Alles wat hierdie ander mense God oor aankla, daai harde woorde,
kom God en hy sê, hy hou hierdie boek. En hierdie klein mense, skryf hy hierdie name fisies in hierdie gedenkboek. Hy het die perfecte kennis. Hy gee erkenning en hy maak hierdie belofte, dat hy hulle sal bewaar en beskerm. Daar staan in hierdie gedeelte van Malagi, hulle sal my eiendom wees, ek sal hulle spaar. In daardie omstandighede waar ander mense begin middelmatig lewe het, waar hulle begin afdwaal het, sê, hier is hierdie klein hoeveelheid mense wat getrou, volhard het, hulle sal ek hulle name in hierdie boekrol skryf, hulle sal op daardie dag, wat ek 'n afspraak het met alle mense, hulle sal my eiendom wees, ek sal hulle beskerm, ek sal hulle behoed en bewaar. As 'n mens kyk na die toekomstige oordeel en genade wat daar gaan gebeur, is nie lekker om te weet, wanneer die wêreld, as jy voel die wêreld steen jou, of ander mense verstaan jou nie, of jy voel maar ander mense kom jou te na, waar pas ek in om te weet, maar God is jou eiendom, God sê jy is sy eiendom, jou naam word in sy boek geskryf, en hy sien en hy weet wat gebeur, en hy beskerm jou. Hy sien jou getrouheid. Wanneer ons hierdie boek so lees, wat hier genoem word, sien dit in Lukas, is 'n verwysing na die Nuwe Testament, waar hy sê, julle name sal opgeskryf word in die hemel. Ons weet ook in die boek van Openbaring, weet ons in Jesus Christus, word ons naam in die boekrol van die ewige lewe geskryf, die een wat die lam kan alleen oopmaak. Maar dit sê dat God het deernis, hoor hoe mooi sê dan vers 17, ek sal deernis met hulle hê, so wat 'n man deernis het met sy seun wat vir hom werk. Hy verstaan, hy is teenwoordig, hy ken, hy weet waar jy gaan. Dan sal julle weer die verskil kan sien tussen regverdiges en wetteloses, tussen wie God dien en wie God nie dien nie. En dan gaan ons hierdie oorgang van hoe lyk daai afspraak, wat op daai dag van die afspraak gaan gebeur. Hier in vers 4, vers 1, want kyk, die dag gaan kom, dit gaan brand soos 'n oond, dit sal al die verwaande mense en elke booswig kaf wees. En die dag wat kom sal hulle verbrand, sê die Here, die Heer oor alle magte. Daar sal nie 'n wortel en 'n tak van hulle oorbly nie, maar vir julle wat ontzag het vir my naam, sal die son van geregtigheid deurbreek met genesing in sy strale. Dan sal julle uitgaan en bokspring soos kalwes wat op die stal was, en julle sal die goddeloses vertrap, ja, hulle sal as onder die sole van julle voete wees, op die dag wat ek voorberei, sê die Here, Heerser oor die almag. In hierdie gedeelte staan daar's twee soorte vuur, daar's twee soorte hitte wat gaan gebeur. Die hitte is vir twee soorte mense. Die een is die onregverdiges, die verwaandes, en dit gaan hulle verteer. Ons sien dit gaan brand soos 'n oond. Hulle gaan soos skaap wees. En die Heerser oor die almag, daar sal nie 'n wortel of 'n tak van hulle oorbly nie. Hulle sal totaal vernietig wees. Daar gaan geen groei geleentheid meer wees nie. Hulle gaan nie vrugte kan lewe nie. Mense dink altyd, ek hoop nou nie my sussie kyk vanmôre nie, maar my sussie sê altyd, dis een ding waarmee ek al baie vassit. Sy dink elke mens gaan nog een kans hê net voor hulle sterf. Want sy het so mooi hart. Sy hou so vas aan God se liefde en God se genade, dat sy sê dat God het gee vir elke mens net voor hulle sterf nog 'n laaste kans. Maar die woord sê vir ons almal is in ons tweedes en derdes en vierdes en vyfde kans. Ons elkeen kry elke dag kanse. Die Here wil hê ons moenie middelmatig lewe nie. Ons is al reeds in die hoeveelste kanse daar ook al kan wees. En daai dag, wanneer daai afspraak kom, gaan hy hierdie mense wat middelmatig gelewe het, hierdie mense wat hierdie harde woorde op hom val het, hierdie mense wat hom getoets het, hy gaan hulle vernietig, uitwis. Maar hoor hoe mooi is hierdie woorde van troos. Hy sê met daai selfde hitte wat hy gaan vernietig, gaan hy die son van geregtigheid laat opgang en genesing bring onder sy vlerke, onder sy beskerming, onder sy versorging, gaan hy dit bewerkstellig. God sien, God hoor, hy onthou en hy berei daai dag, daai afspraak, berei al reeds voor. En daar staan, julle sal bokspring soos kalwes wat uit die stal vrygelaat word. Hy bring vir ons hierdie genesing, hierdie vreugde van vryheid, nie deur iets wat ons bewerkstellig het nie, maar dit wat hy deur die genade van ons Here Jesus Christus en hierdie krag van die Heilige Gees vir elkeen van ons kom aanbied, elke dag. Ons leef in dieselfde spanning, tussen onreg en alles wat met ons besig is om te gebeur, hierdie middelmatigheid.
maar die hoop om te weet, daardie dag, daardie afspraak gaan gebeur. En hoe gaan ons volhard? Dit skep daai verwagting om te wees, op daardie dag gaan daar 'n skeiding wees tussen die regverdiges en die goddeloses, tussen waarheid en leuen, tussen lig en donker. Maar Kierkegaard het gesê, die grootste probleem in hierdie wêreld is die afwesigheid van die verwagting. Die siekte dat hierdie verwagting nie meer plaasvind nie. Ek sê dit elke keer as ek preek, en ek sê dit vir elke paartjie wat ek gaan trou, sê vir my jou korttermyn, middeltermyn en langtermyn drome. As jy 'n droom het, as jy 'n verwagting het, dan skep dit hierdie binne in jou, hierdie passie, hierdie groei. As jy weet, jy het hierdie verwagting in God, wat vir jou 'n afspraak het eendag, dan leef jy al reeds vanuit die hoop in Jesus Christus. Dat die hoop moenie geblus word nie. God sal die son laat opkom. Hy sal jou heel maak in Christus, deur die leiding van die Heilige Gees. Jy moet daai verwagting elke dag koester. Elke Sondag wanneer ons hom kan bid, jy moet leef vanuit sy teenwoordigheid tot eer van hom, terwyl ons hierdie reis pak, tot wanneer daai finale afspraak met God gaan plaasvind. Maar terwyl dit gebeur, moet jy vir jouself die vraag afvra, watte vure brand hier binne in ons? Hoe lyk jou eie oonde waarmee jy besig is? Is ons besig om ander mense met afguns, onregverdigheid? Ons praat so baie oor die wêreld daar buite, oor die dinge wat verkeerd is, die dinge wat daar buite gebeur, maar dit is vir ons lekker om maar net lou te wees, om nie betrokke te raak nie. Het is makliker om te praat, as om my hand op te steek en te sê, die Here het my vrygemaak, die Here maak my bevoeg, die Here gee my gawes, kom ons gaan maak 'n verskil. Toe bring net die vuur van God genesing, 'n vuur wat skoon brand, nie vernietig nie. Die dag gaan brand, sê Malagi, maar vir die wat die Here eer, sal die son opgaan en genesing bring. Here, steek weer die vuur van verwagting in ons aan, dat ons in u lig kan bokspring, soos kalwes uit u stal. Mag dit elkeen van ons se brandende begeerte wees, om hierdie verwagting met hierdie ontmoeting van God elke dag in jou lewe te hê. En mag jou uitkyk van die hoop van die toekoms, dat jou naam geskryf is in hierdie boekrol van God, omdat jy volhard het in jou geloof, wat deur Jesus Christus bewerkstellig is, en dat jy met die regte vuur brand in hierdie wêreld, tot eer van sy naam. Amen. Kom ons sluit hier. Here, alles wat hier gesê word, en alles wat ons lees, kan maklik veroordelend klink. Maar dis nie wat u wil hê moet gebeur nie. U wil wel hê dat ons werklik gekonfronteer word met 'n spanning, en sê, maar weet ek, het ek daai sekerheid, dat Jesus my verlosser is. Daai pragtige lied wat ons gesing het, ek weet verseker. En wanneer ons daai woorde sing, het ek daai verwagting, hoe u Here in my lewe opdaag elke dag. En hoe dit nie net dan oor praat gaan nie, hoe dit my leefwyse verander, hoe ek gaan brand, deurdat ek geregverdig is, heel gemaak is, gesond gemaak is, deur u ons almagtige Vader. En dan skuif my hele uitsig, dat dit nie is hoe kom u voorsien aan my bestaan elke dag nie, maar hoe leef ek tot eer van u, elke moment. Seën ons, Heer, met daardie ongemaak en daai spanning. En mag hierdie woord ons vorm, ons rig, ons heel maak. Maar die belangrikste, dat dit ons ontmoeting met u, 'n uitnodiging na die afspraak met die Heilige God. En mag dit hierdie brandende verwagting, hierdie begeerte in ons hart ontwikkel. Ons bid dit in Jesus naam alleen. Amen. Daar's nou geleentheid om die Here te dien met die offergawes.
Dit 'n paar enkele aankondigings. Ons sê welkom ons nuwe intrekkers. Jy het ook hulle foto's daar gesien, die Visser familie, en mag hulle ook sommer welkom voel en die gasvryheid van ons gemeente ervaar. Dan die deurkollekte gaan vermoede vir die ouer huis. Asseblief vanaand is ons Kerssangdiens. Mirandi kom vanaand hier optree. Asseblief nooi ook almal wat jy ken. Die toegang is gratis. Ons het elke jaar maar by Kerssangdiens ook die gewoonte, ons bring ietsie saam vir die behoefte in die dorp. So nie bederfbare blikkies goeders wat ons bymekaar gaan maak. So as jy wil saambring, is jy welkom. Maar dit is gratis. Enige iemand kan kom. Asseblief nooi almal uit. Kerssangdiens vanaand om 6:00. Asseblief onthou 6:00. Dan die volgende naweek het ons 'n interkerklike saam worship aand by die golfklub. Dit is ook om 6:00. So jy word ook uitgenooi en jy kan ook die vriende daartoe uitnooi. Dan is nog steeds ons 10de maand dankoffer. Asseblief het nog 'n geleentheid om by te dra daartoe en bid ook dan vir ons kerkraadsvergadering wat nou net na die diens gaan plaasvind. En dan is daar sommer net so ook, het jy enige vrae rondom die doop? Ons het volgende week doopgeleentheid en ook die 14de Desember, so jy kan net die kerkkantoor skakel. Kom ons staan en dan sing ons hierdie laaste lied, Herders op die ope velde, vers 1, 2 en 3. Dan bly staan vir die seën en dan sing ons die musikale amen na die tyd. Kom ons staan asseblief. Ontvang nou die seën van die Here. Mag die liefde van ons almagtige God, die genade van ons Here Jesus Christus en die teenwoordigheid van die Heilige Gees met u wees van nou af tot in alle ewigheid. Amen.